Hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons kan weet U is hier. Dat U 'n belofte in die woord maak, daar waar U kinders bymekaar kom in U naam, daar is U op 'n besonderse manier. En Here, ons ervaar dit, ons beleef dit, dat ons is bevoorreg om vanoggend hier te wees, om in ons lofgesange, in die woordverkondiging, in die getuienisse van U liefde kan hoor en dit kan beleef. Ek wil U ook vanoggend, wanneer ons na U woord toe gaan, ons ore oopmaak, dat ons sal hoor, wat is dit vanoggend wat U vir ons wil kom leer en kom sê? Spreek, Here, U kinders luister. Amen. Skus, voor ons na die woord toe gaan ons vanoggend die wonderlikste teken van genade in die kerk sien. So ek gaan nou vra dat ons doopouers vanoggend na vore toe kom en dit is Stefan en Marley Klaasen. Julle kan vir my vorentoe kom en dan bring julle vir Stelan. Stelan kan ook slank saamkom. Julle kan van hierdie kant kom staan. Liewe gemeente, Stefan, Marley, God het in die Ou Testament 'n ooreenkoms met sy volk aangegaan, Israel, waarin hy vir hulle kom sê dat ek wil julle God wees. En daardie ooreenkoms, daardie belofte, ons praat van 'n verbond. En 'n verbond kan vergelyk word amper soos 'n testament vandag, waarin God kom en dat hy daardeur al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop kom God en hy bevestig dat ons en ons kinders is by hierdie verbond ingesluit. Dit beteken dat ons 'n Vader het wat vir ons liefhet en wat vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is en dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen van hierdie gawes van God kan verdien word nie, want ons sondes waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir ons sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. En daarom kan God nou vanoggend kom en die ewige lewe as 'n geskenk vir ons aanbied, as 'n geskenk vir Stellan aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dit is nie maar iets wat ons doen as 'n mooi gewoonte nie. Dis ook nie een of ander bygelowige handeling waar ons dink die kind nou al 'n deel kry van sy verlossing nie. En dis ook nie 'n geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Nee, wanneer dit by die doop kom, sien ons God wat self hier teenwoordig is en aan ons as gemeente, aan julle as sy ouers, maar veral aan Stellan, sy genade kom betoon. Ons het nou gehoor wat die doop beteken, daarom moet julle as ouers opreg op die volgende vrae antwoord. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk soos die belydenisskrifte dit verwoord as die ware en volkome leer van die verlossing. En beloof julle om hierdie kindjie in hierdie leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hardop julle antwoord? Julle kan 'n bietjie nader staan. Stellan Klaasen, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons in hierdie doop, in hierdie water, in hierdie druppels, u genade kan raak sien.
Dankie Here, dat U vir Stellan so lief het, dat U ook vir sy sondes aan die kruis gesterf het, ook vir sy skuld betaal het. En daarom vanoggend vir hom kan kom sê, ek wil jou God wees. Ek bid vir hom, Here, dat hy al die dae van sy lewe met hom sal wees, dat U hom vooruit sal gaan, dat daar ook 'n dag sal kom wat hy U sal erken as sy Here en sy God, en U sal volg en dien en lief hê. En ek bid vir Stefan en Marley, Here, dat U ook vir hulle sal lei, dat U vir hulle wysheid sal gee. Here, dat U vir hulle die geduld en die rustigheid en die kennis, alles wat nodig is om goeie ouers te wees, dat U dit vir hulle sal gee. En dat hulle ook vir klein Stellan so sal leer en 'n voorbeeld sal wees van U liefde. Dankie Here, dat ons dit kan bid in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Amen. Ek gaan gou vir hom vat. By jou. Oef, ons is baie fynkies. Ja, my boetie. Môre. Liewe moedergemeente van Oudtshoorn, dit is dan 'n groot voorreg vir my om julle jongste lidmaat aan julle voor te stel, Stellan Klaasen, en julle kan vir hom lekker hande klap. Ons het die gebruik by ons, dat ons vir die pa vra om die doopkers aan te steek by die Christuslamp, en dan is dit julle kersie om elke dag ook sy doopdag mee te gedenk. Jy kan hom maar daar aansteek, en dan het ons ietsie wat ons graag wil oorhandig, net om vir julle geluk te wens. Jy kan maar net hier neersit. Baie geluk my ou broer. Sterk. En nou is my hele week sommer gemaak. Julle, dit is dan, daar is niks mooier as 'n doop nie. Ek sê vir julle, die Here se genade is groot, en in die doop sien ons dit. Ons het klaar gebid, en die doop is half die inleiding van hierdie preek. Ons gaan lees vanmôre Jesaja 43 vers 1 tot 7. Daar lees ons vanaf vers 1. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. As jy deur water moet gaan, ek is by jou. Die riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus en Seba aan jou plek, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Ek bring jou kinders van die ooste af, ek maak hulle bymekaar van die weste af. Ek sê vir die noorde gee, vir die suide moet hulle nie terughou nie. Bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af, elkeen wat na my naam genoem word, elkeen wat ek geskep het tot my eer, wat ek gevorm het, wat ek gemaak het. Tot sover. Julle, daar is min volke in hierdie wêreld wat alles moes deurgaan wat die volk van Israel moes deurgegaan het. Vir 400 jaar lank. Slawe in Egipte. En wanneer hulle daar uitkom, 40 jaar lank in die woestyn. En dan kom hulle in die beloofde land, maar die beloofde land is ook nie 'n pretpark nie. Nee, hulle moet beklei om hierdie land in te neem. En wanneer hulle klaar ingeneem is, dan moet hulle beklei om te behou. En dit voel asof al die volke rondom hulle vyande is. Die Ammoniete, die Fetiete, die Jerusiete, ek weet nie al die ander Miete en Giete wat daar was, en die Egiptenare en die Babiloniërs en die Assiriërs, almal wil hulle inval en hulle aanval. En hierdie Israel moet sterk staan. Hulle moet sterk staan.
Maar dan gebeur dit so op 'n kol dat hulle ook 'n bietjie afvallig raak, 'n bietjie begin dwaal, en nie meer so in die Here getrou is nie, en in daai tyd laat die Here toe dat die volk Babilonië kom en hulle wegvoer in ballingskap. En daar sit die volk Israel in Babilonië. Ballinge, ver van Jerusalem, ver van die tempel, en hulle kry hulle self baie jammer, hulle voel ver van God. Dis in hierdie tyd wat Jesaja dan kom en hy gee hierdie gedeelte vir die volk in ballingskap, om hulle te troos en hulle te bemoedig. Maar as mens nou hierdie net so sal lees, dan klink dit baie mooi. Ek is seker meeste van julle, wel ek hoop so, as jy in jou Bybel gaan kyk, het jy waarskynlik van hierdie verse geonderstreep. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, ek is by jou, al hierdie wonderlike beloftes. Maar dit kan baie soetsappig wees, as jy nie hierdie gedeelte binne sy konteks lees nie. Want sien, net in die vorige hoofstuk 42 van Jesaja, kom die Here ook en hy vertel vir Israel hoe lief hy hulle het, en hoeveel hy vir hulle omgee, en wat hy al alles vir hulle gedoen het. En dan sê hy vir hulle daar in vers 20, julle het baie gesien, maar julle slaan nie ag daarop nie. En dan verwys hy na al hierdie wonderwerke wat hy nou al gedoen het. Julle het gehoor, maar julle het nie geluister nie. En dan kom vermaan hy vir Israel. Hy kom loop hulle bietjie deur, sê vir hulle nee. Daar waar julle nou is, dis omdat julle nie wou luister nie. Dis omdat julle nie op my vertrou het nie. Dit is weens julle eie dade, julle swak keuses, julle afvalligheid, dat julle nou in hierdie penarie, hier in ballingskap sit. En dan kom ons by hierdie gedeelte in Jesaja 43 waar die Here sê, maar my trou en my liefde bly staan. Ek is nog steeds by julle. Nou sit ons 'n paar duisend jaar later hier in Oudtshoorn en ons wonder, hoe is hierdie teks dan relevant tot ons? In Romeine 15 vers 4 staan daar, alles wat vooraf in die skrif opgeteken is tog opgeteken om ons te leer, sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. So al is hierdie woorde duisende jare teruggeskryf, is dit nog steeds vir ons relevant. Praat dit met ons vandag, want sien, hierdie is eintlik ook ons storie. Ons wat vandag hier sit, is eintlik almal nog ballinge. Ons is in ballingskap. Die taal wat ons in die Nuwe Testament lees, wanneer Jesus praat in Paulus se briewe, kom vertel van hierdie ballingskap. Die ballingskap van sonde, van 'n gebroke wêreld. En dan, wanneer ons uit ballingskap bevry is, die Here Jesus wat aarde toe gekom het, en vir ons aan die kruis gesterf het, en vir ons sondes betaal het, sodat ons kan vry wees van ballingskap. Maar vriende, daai vryheid het nog nie in sy volheid aangebreek nie. Ons is dalk uit Egipte land. Ons is dalk in die beloofde land, ja. Maar die vyande is rondom ons. En soveel keer deur ons eie ontrouheid en ongehoorsaamheid, dan word ons oorgelewer aan ellende in hierdie wêreld. En weet julle, soms is dit nie eers ons eie skuld nie. Baie keer beleef ons ellende en swaar kry in hierdie wêreld, nie as gevolg van ons eie sonde nie, maar as gevolg van die sondigheid en die gebrokenheid van die wêreld. Dan word ons ook deur strome meegesleep. Beland ons ook in die vuur. Maar hierdie storie van Israel in ballingskap is ook ons storie. En vanoggend moet ons ook God se woorde hoor wat
ego oor al hierdie duisende jare wat sê, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. En ons het vanoggend weer gesien by die doop, waar hierdie klein babietjie, sonder dat hy enigsins dit verdien het, enigiets daarvoor gedoen het, net die geskenk van God se genade kon ontvang. God wat vir hierdie klein babietjie wil sê, jy, kleinste lam, is myne. Ek wil jou God wees. Almal van ons het waarskynlik al iewers in jou lewe, wanneer daar iets slegs met jou gebeur het, gevra, maar waar is God nou? Hoekom gaan ek nou deur hierdie swaar kry, deur hierdie ellende? Hoekom laat U toe dat hierdie dinge met my gebeur? Hoekom laat U toe dat hierdie goed met my kinders gebeur? My kleinkinders. Ag Here, waar is U? Wat Jesaja 43 vir ons kom sê, is, ons gaan deur die water gaan, deur die diep waters. Ons gaan deur die vuur gaan. Daar is kerke, 'n sekere teologie, waar hulle sê, dat as jy die Here dien, dan gaan hy jou beskerm van alles. Daar gaan nooit weer iets slegs, of seer, of bekommernis, of angs, of enigiets goed gaan weer oor jou lewe kom nie, want jy's nou 'n kind van die Here. En wel, as daar nou so iets met jou gebeur, dan is dit as gevolg van jou sonde in jou lewe, of omdat jou geloof nie sterk genoeg is nie. Daar's kerke wat dit leer, maar dis 'n leuen. Dis 'n leuen. Ek weet nie watter Bybel hulle gebruik nie, maar my Bybel is vol stories van mense wat die Here opreg gedien het en liefgehad het, en ten spyte daarvan is hulle deur die water, deur die strome, deur die vuur, is hulle getoets. Die belofte wat God vanoggend kom maak aan ons, is nie dat jy nie deur die vuur sal gaan, dat jy nie deur die rivier, deur die strome sal gaan nie, maar dat jy nie alleen daardeur sal gaan nie. Ek is by jou. Is 'n belofte wat soos 'n refrein dwars deur die Bybel klink, Ou en Nuwe Testament. So weet dat wanneer die ramp, die ellende, die krisis, die angs, die hartseer, die bekommernis, die dood, die siekte oor jou lewe kom, jy's nie alleen nie. Die Here loop die pad saam met jou. En dit is sy belofte, dat jy sal ander kant uitkom. Hy sal jou die krag gee om daardeur te kom, en jy sal eendag deel in al sy beloftes wat hy aan jou gemaak het. In vers 3 en 4 sê God dat hy vir Israel 'n losprys moes betaal. Al hierdie lande in Afrika, Kus en Seba en wat was die ander in Egipte, wat hy as losprys vir hulle betaal het. Nou God gee nie vandag vir ons Afrika nasies in ruil vir ons redding nie. Nee, hy gee vir ons iets wat baie meer kosbaar is. Johannes 3 vers 16, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, so die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het die prys betaal om jou te verlos van jou sonde, jou ellende, jou verdriet. Dit is die kruis op Golgotha wat dit moontlik maak dat God vanoggend na hierdie klein babietjie kon kom en vir hom kan sê, ek is jou God, ten spyte van wat ook al vorentoe gaan gebeur. Ten spyte van al jou sondes wat jy dalk nog mag pleeg en doen. Ek is jou God. Vir jou sonde is daar reeds betaal. En ek kan nou aan jou hierdie geskenk van my genade kom aanbied. Die laaste 3 verse van hierdie gedeelte praat God oor dat hy weer
sy mense bymekaar gaan bring, uit al die uithoeke van die wêreld, terug gaan bring uit ballingskap. En dit wys vir ons heen, op dit wat vorentoe lê, die belofte wat God ook vir ons toekoms gemaak het, dat die Here kom weer, en dan gaan hy alles wat stikkend en seer en verkeerd is in hierdie wêreld, gaan hy kom regmaak, kan hy gaan gesond maak. Dit sluit die belofte in van die hemel en 'n ewige lewe. Dat ons kan weet dat hoe groot ons ellende ook nou al is, hoe diep die gat waarin ons voel ons sit, ons kan weet, daar's 'n ewigheid. En ons omstandighede nou is 'n druppeltjie in die emmer van die ewigheid wat ons saam met hom gaan deurbring. Ek sluit af. My oudste Daniel was so 3 of 4 jaar oud toe hy baie siek geword het. Een van daai vreemde siektes wat net my kinders sal kry, dit was skarlakenkoors, né? Wat was dit, liefie? Ja, ek dink iets so skarlakenkoors. Maar hy's dokter toe en die dokter het gesê nee, hoef nie te worry nie, dit is hy gaan maar 'n bietjie sleg en voel en wat ook al, maar hier is die medisyne, teen môre gaan hy baie beter voel. Maar ek kan onthou dat ek daardie aand by sy bed gesit het en hierdie seentjie warm van die koors en die lyfie en pyn en bekommerd en bang, weet nie wat aangaan nie, en hierdie groot bruin oë wat vir my kyk, asof hulle vir my wil sê, pappa, maak dit beter. En ek kon maar net vir hom sê, toe my boetie, jy gaan gesond raak. Môre gaan dit beter wees. En dit is God se belofte ook nou. As ons hemelse Pa wat na jou toe kom, sê, ag, my liewe kind, my liewe broer, my suster, oom, tannie, ek weet nie waartoe jy nou gaan nie. Ek weet nie hoe diep jou eensaamheid, jou depressie, jou verlange, jou seer, jou bekommernis is nie. Maar dit gaan beter raak. Dit gaan. Prys is klaar betaal, die medisyne is klaar uitgedeel. Wag net so 'n bietjie. Amen. Hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons vandag weer opnuut bewus kan raak van hoe eindig baie U ons liefhet. 'n Liefde wat nie grense ken nie, 'n liefde wat geen voorwaardes het nie, 'n liefde wat net die beste in ons raak sien en wat ons vergewe. Here, ek vra dat U ons oë sal oopmaak en ons ore sal oopmaak om U genade in ons lewens raak te sien. Veral wanneer dit sleg gaan, Here. Veral wanneer ons moedeloos en radeloos en bekommerd raak, dat ons dan op daardie oomblik bewus sal wees dat U genade nog steeds by ons is, dat U belofte, dat U altyd by ons is, nog steeds geld. Dat ons hemelse Pa se stem sal hoor, wat sê, moenie bang wees nie. Ek is by jou. Ook hierdeur sal ek jou bring. Ek bid dit, Here Jesus, vir elkeen wat vandag deur 'n moeilike tyd gaan, en vir ons almal wat iewers in ons lewe deur daai moeilike tye nog moet gaan. Wees met ons. In Jesus naam. Amen.